dit is waar ek vir Elnor Manji ontmoet het. Dis 'n snaakse mens. Hy skryf nie kontrakte nie. Hy kyk jy in die oë en dan Mr. Jones, it's a deal. Snaakse ou. Maar toe ek nou terugvlieg, man, ons was op Boons of iets, toe lei die selfoon. Hy sê, Mr. Jones, I've booked a flight for Friday back to Lusaka. Ek's besig met 'n aanleg. Ek het jou hamermeeletjie gekoop. By the way, it's fantastic. En ek wil hê jy moet vir my 'n aanleg kom ontwerp. Ek sê, ek dink you will be here on Friday. I've already booked a flight. Toe dink ek, ou wat dit doen, moet iets hê. En ek besluit, reg. Ons gaan huis toe, net eintlik gaan was en dit, Saterdag, nou moet ek net koffers leen by die familie koffers, laat dit net netjies lyk, want ek meen, kry vir my nuwe skoene, maar skuur hulle, het lyk of hulle kyk hoe lyk my hande, maar my hande lyk altyd so Siska het my hande mooi geskuur en skoon, laat ek net lyk soos 'n kantoorwerker. Toe ek nou daar kom, groet, en kyk, ek's 'n gadget boy, hoor, toe ek daai rekenaar sak so oopmaak, toe sit die 48 GX Hewlett Packard, en ek het al die ding wat jy notuitjies opvat, so Garmin GPS wat daar val, 'n klomp geld wat daar so val in dit, en nou lyk dit of ek iets darmal ergens was. Maar Gerrit, die ou sê vir my, Mr. Jones, Suid-Afrika se mense bevoeter ons ouens in Afrika, so as 'n reël betaal ons betaal glad nie deposito's nie. Dink ek, dis 'n bummer. Ek dink toe, oupa plant, my skoonpa daai tyd soveel hektaar, en ek werk toe uit, ek dink, ek kom toe op 'n wille syfer, ek sê vir hom, weet jy wat, tot 3 miljoen sal ek jou finansier, hier is die rentekoers. So dan finansier Jones Masjiene in-house hierdie projek. En hy sê, thank you very much, en ek sê, dis ons reg, en daai die Vrydagmiddag voor hy huis toe gaan, toe vra hy vir my, sal ek bereid wees, laat my tegniese ouens vir hom vanaand 'n kwotasie kan voorberei. Nou besef ek, hy skimp nou, dat daar ouens in Koster is wat dit kan doen. Wonder ek nou, waar het hy nou aan hierdie idee gekom? Maar, weet jy wat sy eerste vraag wat hy vir jou vra? Hoeveel karre kan jy in die koelte om jou fabriek parkeer? Ek besef nie wat hy vra nie, maar naïef, en ek dink, wel as ek hierdie hek oopmaak, dan kan ek hierso, ek kan seker so 50 karre in die koelte parkeer, hierso om die bome, om die stoor op die plaas. Waar by die oom se plaas? Op oom Jor se plaas toe nou. En hy vra toe vir my weer nou, hoeveel karre kan ek in totaal in die park, en hoeveel karre kan ek totaal om die fabriek park? Hy vra nie hoe groot my parkeerterrein nie. Hy vra hoeveel karre kan ek om die fabriek parkeer. So ek jok nie. Ek sê seker so 200, maar nou dink ek, nou is dit al hier so in die Lucerne-land en hier om so, maar ons kan 200 voertuie parkeer. En hy sê, impressive. Nou dink ek, jy hoop maar hy kom nie kyk nie. Ek hoop, ons is mos hier, so hy kan nie kyk nie, so ek ry hom. Gerrit, maar ek besef nie wat hy my vra nie. Want daai middag, toe besef ek eers wat hy my gevra het. Hy het my gevra, hoe groot is my besigheid? Dis wat hy my wou gevra het. En as ek vir hom daai tyd sê, weet jy, dis oom Jos, wat so Baster handlanger is, ek dink ons het vir Kalfie en Josef, en ek dink ek het al 4 personeellede van my eie gehad, en oom Jos wat Baster gedwing is om vir my te help, en dan ek, so ons 5. Want ek nie werk gekry nie. Maar omdat ek dit eerlik geantwoord het, het daar lig op my geval. En ek het dit die middag besef, toe die ou vir my vra, sal my kantoor kan oortyd werk. Nou my kantoor is die garage in ons huis, en al wat daar in die kantoor is die printer, want die rekenaar is by my. So, ek sê vir hom, ja, ek soek net internet. Sê hy, dis reg. En
Jesus Gerrit. Nou, al die pryse is op my rekenaar, al die tekeningkies wat ek tot toe gemaak het. Ek werk al hele nag deur, né? Ek maak toe vir hom kwotasie. Ek dink 8:00 die oggend Saterdag toe hy instap. Hy ou kyk net die ding so. Impressive. En so gaan hy aan. En hy sê, Mr. Jones, you've got a deal. En hy sê, on your way out, collect your deposit for 3 million. Yes, maar ek is... Oh, you're not gonna take... Jy gaan nie ons fasiliteit gebruik nie. Nee, julle is te duur. Ek sê, okay. Is goed jy sê my, dan weet ek, as ek dit nou weer vir 'n kliënt moet aanbied, dat ons fasiliteit te duur is. So ek wil nou nie, so ek moet nou daarom net die golf ry. En, weet jy Gerrit, dit het my, daai ou, is 'n Indiër gewees, maar weet jy, eties, jy het dit nog nie gesien nie. Dis van, Billy, I'll promise you this and this and this. En hy sê, Greenwich tyd, daai tyd. Nee, 'n dag is 24 uur soos 'n prokureur dink nie. So die ou hoef nie 12 uur nou in te betaal nie, hy kan 12 uur Amerika se tyd inbetaal. Jy weet, 'n kontrak is net so goed soos die slegste ou en die so ek hou nie van kontrak. Ons het hand geskit en weet jy wat, dit het gemaak dat ek en oom Jors en die personeel nie kom voorbly nie, want toe het ek al oom Jors se 1 stoor, tweede, seker al die 3de stoor. Toe sê oom Jors vir my, nee, Jones, hierdie storie gaan nou nie so aanhou nie. Hy sê, daar's 'n gebou in die dorp te koop,